Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en hierdie is episode 10 van ons reeks Antwoorde op moeilike skrifte. En ons het met ons vorige episode begin gesels oor seker een van die mees omstrede figure in die Bybel, en dis Job. Wat ek nooit kan verstaan nie is hoekom mense alself so graag met Job wil vergelyk en nog erger met hom wil vereenselwig. Van al die mense waarvan jy kan kies in die woord, hoekom Job? Mense het al amper van Job 'n evangelie gemaak. Hoekom streef mense nie eerder na Dawid, of Elisa, of Samuel, of Abraham nie? Kom ons wees eerlik, hoeveel mense het al vir jou gesê hulle is in Elisa seisoen, waar hy met sy baadjie op die Valrivier geslaan het, en hy kon op droë grond deurloop? Of as die byl in die gronddam val, gooi 'n stuk hout agterna en dan dryf die byl sodat hy hom weer kan kry. Mense praat net nie so nie. Die naaste wat ek al gehoor het wat iemand alself met Dawid vergelyk, is sy storie teen Goliat. En dan kry hulle self die meeste van die tyd vreeslik jammer oor hulle nou teen hierdie reus moet gaan veg. Maar dis nie al wat Dawid in sy leeftyd vermag het nie. Wat van die 3000 talente goud wat hy vir Salomo gelos het om die tempel vir God te bou? Nou net om jou 'n bietjie te help met hierdie wiskunde. 'n Talent is plus minus 34 kg. So 3000 talente is so 102 ton. 102.000 kilogram goud. Nie steenkool nie, goud. En kom ek spaar jou al daai baie ekstra wiskunde. In vandag se waarde is daai nagenoeg 125 biljoen rand. 125.000 miljoen rand. Geen net 'n oomblik dat daai nulle insink. Dit was Dawid se erfporsie aan sy seun Salomo, om hom te help om te kan begin met die tempel. Nou hoekom hoor ons nie iemand wat sê ek is in my Dawid seisoen? Ek is besig om biljoene bymekaar te maak as erfporsie vir my kinders. O nee. Nee, ons wil liewer krepeer en onsself vereenselwig met Job. Vir wat? En om hierdie alles te kroon, is hierdie mense se verhale vir ons opgeskryf om iets daaruit te leer oor God se karakter. Maar ons rolmodel onder die nuwe verbond is nie hierdie helde uit die Ou Testament nie. Maar ons rolmodel is nou Jesus. Ons is elkeen seuns van God. Jesus was die eerste en hy sal altyd in alles die eerste wees. En hy is ook die lam wat vir my en jou geslag is, wat ons sondes op hom geneem het. Ek kan nooit Jesus wees nie en dis nie wat ek impliseer nie en dis ook nie wat ek probeer wees nie. Maar hy is my rolmodel. Die woord sê hy is. Kyk wat sê die woord in Romeine 8:29 hieroor. Want die wat hy, en hierdie hy is God, die wat God van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Hoor, stel die Nuwe Lewende Vertaling dit. Want God het hulle reeds vooruit geken en hy het hulle aangewys om net soos sy seun te word. Aangewys om net soos sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Ons is bestem om net soos sy seun te word. Ons is dit reeds in ons gees, maar ons is bestem om dit ook in ons denke en in ons dade te wees. So Jesus is ons rolmodel. Ons is nie bestem om soos Job te wees nie, maar soos Jesus. Kyk wat sê Efesiërs 4, en ek lees van vers 11 af. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus.
Hoor hoe stel die 2020 vertaling hierdie vers 13. Hy sê, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Man, ons mikpunt moet dit wees, die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Job is nie my mikpunt nie, Christus is. En Job is nie my verskoning nie, want Jesus was nooit ooit in 'n Job seisoen nie. En as hy nie deur 'n Job seisoen gegaan het nie, dan gaan ek en jy ook nie, want Jesus is ons ouer broer en hy is ons voorbeeld en rolmodel en ons streef na 'n volwassenheid wat met die volgroeide gestalte van die volheid van Jesus ooreenstem. En moenie waag om te sê ek kan dit nie bereik nie, want die woord sê ek kan. En as jy wedergebore is, kan jy ook. God maak nie onderskeid tussen mense nie. Jy het dieselfde gees en dis ook dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het in jou. In Romeine 8 vers 11 staan daar, en as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Jy het die volheid van die godheid in jou. Kyk wat sê Kolossense 2 vers 9 en 10. Want in hom woon die hele volheid van die godheid liggaamlik. Hy praat hier van Jesus. Hy sê in Jesus woon die hele volheid van die godheid liggaamlik. Maar dan sê hy in vers 10, en in hom, in hierdie Jesus, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. Dis die 2020 vertaling. In hom is julle met hierdie volheid vervul. En hierdie Jesus in jou is jou hoop. En ook die hoop vir die stikkende wêreld om jou. Kolossense 1:27, weer die 2020 vertaling. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus in julle, die hoop op die heerlikheid. Christus in jou is die hoop op heerlikheid. En Job lyk vir my alles behalwe na God se heerlikheid. Ek sê weer, as wedergebore kinders van God is ons nie gevrywaar van probleme nie. Maar hoe die probleem na Job toe gekom het en ook hoe hy dit hanteer het, daar's 'n massive verskil. En my Here Jesus het in dieselfde gebroke wêreld as ek en jy en Job gestap. Maar wat het hy met 'n storm gemaak? Hy het hom aangespreek en hom stil gemaak. Wat het hy met gebrek gedoen? Hy het God gedank vir die bietjie, vir die 5 broodjies en 2 visse wat daar was, en in geloof 7000 mans plus vrouens en kinders gevoer. Wat het hy met voortydige dood gedoen? Hy het hulle opgewek. Wat het hy met siekte gedoen? Hy het nie op 'n hoop gaan sit en daaroor gesalk nie, hy het dit aangespreek en dit genees. En hierdie selfde Jesus het gesê, ek en jy sal dieselfde wonderwerke en nog groter as dit doen. En dit is my voorbeeld. En dit is waarna ek myself uitstrek. Wat gaan jy doen? Gaan jy na Job kyk as jou voorbeeld en saam met hom op 'n hoop gaan sit en salk? Of gaan jy na Jesus kyk en sê, daar's vir my 'n ander hoop, daar's vir my 'n ander vooruitsig, daar's vir my 'n ander toekoms. Ek het krag in my, ek het krag in my woorde, ek is toegerus, ek het autoriteit. Ek gaan dit gebruik, soos my ouer broer, my Here Jesus. Here, dankie dat U woord vir ons hoop bring. Dankie dat die krag in ons, U gees in ons, U volheid in ons, vir ons 'n ander ervaring en vir ons 'n ander uitkoms beloof. Help ons om ons oog op U te hou, in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, soos ek gebid het, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.